Hallo, ons gaan vandag weer kyk na telgetalle. Vandag is les 3. Ons gaan kyk na direkte en omgekeerde eweredigheid. So eerste, wat is direkte eweredigheid? Direkte eweredigheid is wanneer jy een ding het en hoe meer daai ding word, hoe meer word die ander ding ook. Byvoorbeeld, kom ons sê, ek koop een jean en die jean kos R10. As ek 'n tweede jean by gaan koop, gaan dit saam R20 wees. As ek 3 jeans gaan koop, gaan dit R30 wees, 4 jeans gaan R40 wees, ensovoorts. Nou, die verhouding tussen die twee goed is konstant. Met ander woorde, hoe meer ek koop, hoe duurder gaan dit wees. Dan gaan ons 'n gewone reguit lyn grafiek hê. Sien, hy begin by 0 en dan gaan hy reguit op. So met die direkte eweredigheid gaan ons altyd oor kruis maal. Dit is baie belangrik dat julle dit weet. So direk eweredig is, kruis direk oor mekaar. In voorbeeld 1. Ek bestel 52 hemde vir my besigheid se uniforms vir R18.200. Hoeveel rand sal ek betaal vir 9 hemde? So wat jy nou gaan doen is, jy gaan vir jou skryf wat jy het in 'n kolom. So jy sit altyd jou ding wat jy het aan die linkerkant en dit wat jy soek aan die regterkant. Dan skryf ons neer wat ons het. So ons het 52 hemde en dit kos R18.200. Dan skryf ons neer wat ons soek. Dit wat ons soek is die rand. So ons gaan hom 'n X maak, want ons weet nie hoeveel dit gaan kos nie. Dan skryf ons neer hoeveel hemde ons soek. Dan gaan ons en ons gaan kruis oor maal. So ons gaan sê 52 maal X en 18.200 maal 9. So jy gaan sien, ek het net uit die kolom uit gaan skryf en dit in 'n formule gaan sit en dan het ek oor kruis gemaal. 52 maal X gee vir my 52x en dan 18.200 maal 9 gee vir my 163.800. Dan wil jy x alleen kry. So om x alleen te kry, deel jy aan die linkerkant met 52 en jy deel aan die regterkant met 52. Dan kry jy dat x is gelyk aan 163.800 oor 52. Dan gaan klik jy op die calculator in en dan kry jy x is gelyk aan R3.150. So dan, 9 hemde sal dan soveel kos. Dan die volgende ene. Om vir 2 mense tee te maak, kort jy 500 ml water, 2 teesakkies en 2 eetlepels suiker. Hoeveel water kort jy om vir 11 mense tee te maak? So, eerste, jy gaan skryf neer wat jy het. So, hulle soek water, so die een kant gaan jy jou water sit, en dan hierso het jy 2 mense, en nou het jy 11 mense. So, ons gaan sit dit in 'n kolom. Ons mense is 2 met 50 ml water, en dan soek jy vir 11 mense, en jy wil uitwerk hoeveel water. Weereens, ons haal dit uit die kolom uit, en ons gaan skryf dit in 'n formule neer, en dan gaan oor kruis maal. So, ons het 2x, dan dit is gelyk aan 500 maal met 11. Dan kry ons 2x is gelyk aan 5500 en dan weer eens om daai x alleen te kry gaan ons met 2 aan hierdie kant deel en met 2 aan hierdie kant deel. So daai 2 en daai 2 val weg, dan kry ons dat x is gelyk aan 2750 ml. So dit is hoeveel water ons gaan kos om vir 11 mense tee te maak. Dan nog steeds byvoorbeeld 2. Nou sê hulle vir ons presies dieselfde inligting, maar nou vra hulle vir ons hoeveel teesakkies gaan ons kort vir 14 koppies. So aan die een kant het ons koppies en aan die ander kant het ons teesakkies. So ons gaan sit, dis vir 2 mense, so obviously is dit 2 bekers. So ons gaan 2 aan die koppies se kant sit en dan 2 teesakkies. Dan soek ons dit vir 14 koppies en ons wil weet hoeveel teesakkies. So ons gaan maak om 'n x. Dan sit ons hom net weer in 'n formule en ons gaan kruis oor maal. So dan kry ons 2x is gelyk aan 2 maal 14. So 2x is gelyk aan 28 en dan weer om daai x alleen te kry gaan ons deel met 2.
onthou wat jy aan die linkerkant doen, moet jy aan die regterkant doen. So daai 2's val weg, dit kanselleer mekaar uit, dan kry ons dat x is 14. Okay, dan moet ons onthou, ons moet aan hom deel. Ons het nou net hierdie stap moet eintlik 28 wees, en dan kry ons x is 14 teesakkies. Okay, so dan nou vir 14 koppies kort ons 14 teesakkies. 1 teesakkie per koppie. Okay, met voorbeeld 3 het ons nou 'n ander tabel. So, bereken die aantal koste vir die 9 minute oproep. So hierso gaan jy altyd die heel eerste stukkie inligting vat wat hulle vir jou gee. So weer eens, ons gaan skryf dit in ons tabel, ons het die aantal minute en die kostes, en dan skryf ons net hoeveel minute ons soek, en dan die x wat ons moet bereken. Dan gaan skryf ons dit net weer in formules, en dan gaan oorkruismaal ons net. So ons gaan dan 3x sê, is gelyk aan 4.95 maal met 9. Okay, dan kry ons 3x is gelyk aan 44,55, en dan weer om x alleen te kry, moet ons aan al twee kante gaan, deel met 3. Okay, dan kry ons x is R133,65. Dan gaan jy net en jy vervang dit daarin. Okay, so nou sien jy, soos wat ek wil net vir jou wys hier, soos wat jou minute meer word jou prys ook meer. So dit is dan nou direkte eweredigheid. Okay, nou sê hulle vir ons bereken die aantal minute vir 'n R28,05 oproep. So weer eens, jy gaan skryf in jou kolom die aantal minute en dan die kostes, en aan die ander kant weer aantal minute, dan gaan maak jy om nou net 'n y, want hulle gee vir jou dus 'n y, en dan sy koste. Okay, dan gaan oorkruismaal jy net weer. So 3 op y is gelyk aan 4,95 op 28,5 sent. Okay, ons gaan skryf dit net weer in formules. Dan gaan ons en ons oorkruismaal net weer, so dan kry ons 4,95y is gelyk aan 3 maal 28 rand en 5 sent. Dan gaan werk ons dit net weer uit. Okay, weer eens om y alleen te kry wat jy aan die linkerkant doen, moet jy aan die regterkant doen. So ons gaan deel beide kante met 4,95. Okay, so hierdie enetjie en daai boonste enetjie val dan weg, dan kry ons dat y is gelyk aan R84,15, dan deel ons dit weer met daai wat ek net gesê het, en dan kry ons dat dit 17 minute is. Okay, dan gaan jy net en jy gaan vul hom daarin. En dan, indirekte eweredigheid. Dit is wanneer jy iets het, maar hoe meer dit word, hoe minder word die ander hoeveelheid. Okay, nou die produk van die twee hoeveelhede bly konstant. Met ander woorde, sê nou ek het 3 mense wat my huis verf. Daai 3 mense gaan byvoorbeeld 24 uur vat om die hele huis te werk. Maar as ek meer mense kry, gaan dit minder tyd vat. So kom ek sê ek het nou 12 mense wat my huis verf, dan sal dit nou byvoorbeeld 6 ure vat. So hoe meer werkers, hoe minder ure, hoe minder werkers, hoe meer ure. Okay, nou sê hulle vir ons dit neem 12 werkers 8 dae om 'n saal te versier. Hoe lank sal dit 3 werkers neem om dieselfde saal te versier? Okay, wat het hulle hier moet onthou met indirekte eweredigheid? So as jy sien, dit is getalle wat meer of minder word, dan moet jy weet, jy oorkruismaal nou nie meer nie. Nou gaan jy en jy gaan direk met die getalle wat langs aan mekaar staan maal. Okay, obviously, hoe meer werkers jy het, hoe vinniger gaan die werk gaan, hoe minder werkers jy het, hoe stadiger gaan die werk gaan. So, ons gaan doen presies dieselfde, ons sit dit in 'n tabel. Ons weet ons het 12 werkers en ons weet dit vat 8 dae. Nou sê hulle, ons het 3 werkers en ons wil weet hoeveel dae gaan dit vat. So, ons maak net weer 'n x. Okay, dan gaan ons sê 12 maal 8 is gelyk aan x maal 3. Onthou, hier gaan ons so oormaal. Nou gaan ons nie meer oor kruismaal nie, want dit is indirek eweredig.
Ok, 12 maal 8 gee vir my 96 en dan kry ons dit is 3x. Dan, om x alleen te kry, gaan jy net weer aan al twee kante deel met 3. Nou ek hou daarvan om my x aan die linkerkant toe te vat en dan die getalletjies aan die regterkant toe, maar jy hoef nie, jy kan dit hou as 96 is gelyk aan 3x en dan hou jy hierdie links, hierdie regs. Ok, so dan x is gelyk aan 96 gedeel deur 3. Dan kry jy dat x is gelyk aan 32 dae. Ok, dan voorbeeld 2. Dit neem 6 trekkers 14 dae om 'n land te ploeg. Hoe lang sal dit neem as 8 trekkers die land ploeg? Nou, obviously, jy het nou 6 mense en dit vat 14 dae. Maar aan daai 6 kry nou 2 werkers by, so nou het jy 8 werkers wat die trekkers kan ry. So jou dae gaan nou minder word. So weer eens, jy sit in 'n tabel wat jy het 'n tabel vir trekkers en dae, dan vul jy net die hoeveelhede in. Ok, dan weer eens, jy gaan maal oorkant mekaar en nie oorkruis nie. Ok, so 6 maal 14 is gelyk aan x maal 8. So 6 maal 14 gee vir ons 84 en dit is gelyk aan 8x. Dan gaan jy en jy gaan vereenvoudig. So om x alleen te kry, gaan jy al twee kante net deel met 8. Ok, daai 8 en daai 8 kanselleer uit, dan kry jy dat x is gelyk aan 84 gedeel deur 8. Dan kry jy antwoord dat x is gelyk aan 10,5 dae. Soos wat jy kan sien, die 6 trekkers het meer geword na 8 toe het die dae wat 14 was minder geword na 10 toe. Ok, en dit is indirekte eweredigheid. Dan voorbeeld 3. Dit neem 10 werkers 6 ure om bossies uit te trek. Hoe lang sal dit 15 werkers neem? So hierso het jy 10 werkers en nou het jy 15. So die ure wat hulle vat om die bossies uit te trek word minder. So weer, ons gaan sit dit net in 'n tabel wat ons het en wat ons soek. Dan gaan ons en ons maal oorkant mekaar. So ons het 6 maal 10 en x maal 15. 6 maal 10 gee vir ons 60 en dit is gelyk aan 15x. Dan gaan ons en ons deel aan al twee kante met 15 sodat ons x alleen kry. Daai 15 en daai 15 kanselleer uit, dan het ons x is gelyk aan 60 gedeel deur 15. Ok, dan kry ons dat dit 4 ure vat. So vir 15 werkers vat dit 4 ure en vir 10 werkers vat dit 6 ure. So hoe meer werkers, hoe minder tyd, hoe minder werkers, hoe meer tyd. En dit is indirekte eweredigheid. En dit is dan al vir vandag se les. Al wat jy hier moet onthou is direkte eweredigheid is wanneer een ding meer word die ander ding ook meer, dan oorkruis maal jy. Met indirekte eweredigheid, as die een ding meer word die ander ding minder, of as die een ding minder word die ander ding meer. Dit is indirekte eweredigheid en dan moet jy langs aan mekaar maal en nie oorkruis nie.